Die Here is my herberg. Niks beloftes om te breek nie. In die hier en die nou is daar meestal krag en water. Salig is die spoor van geregtigheid in die naam van hier en nou. Die dood beskaam nie, selfs in die nou. Daardie kant of diskant, al wat is nou. Sonder stok of staf, net nou. In die nou is daar 'n lang tafel, genoeg vir almal om van te eet. Met my hart op my mou in die nou loop my beker oor met goedheid en guns. Al die dae van my lewe in die huis van die Here, nie gister of môre nie, net nou. Hierdie gedig van Andries de Beer gaan oor tyd. Dit gaan oor tuiskoms. Dit gaan oor plek. Dit gaan bovenal oor die hede om teenwoordig te kan wees. Ons is in die tyd van Advent. Dit is 'n seisoen wat ook gaan oor tyd, oor tuiskoms, oor plek, oor teenwoordigheid. Ek het so 'n boek by die huis wat gaan oor die seisoene van die kerk. Dikwels lees ek so 'n stukkie oor 'n nuwe seisoen, sê maar as dit Paasfees is of Pinkster of Koninkrykstyd, dan gaan kyk ek na die boekie. En toe Advent nou aanbreek, besef ek, okay, kom ek gaan lees weer so 'n bietjie uit hierdie boek. En ek blaai so half natuurlik na die agterkant van die boek. Ons is mos nou in Desember, die einde van die jaar. En ek besef toe, maar hier gaan ek nou nie vir Advent kry nie. Advent is in die begin van die boek. Ja, ons kerkkalender begin met Advent. Ons is so te sê in 'n nuwe jaar, 'n nuwe tyd. Wat beteken dit om hierin, in Advent, te leef? Wat beteken dit om in hierdie tyd tuis te kom? Wat beteken dit om in Advent teenwoordig te leef? Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder. Dit is amper dag. Kom ons doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontug en losbandigheid nie, nie met rusie en afguns nie. Beklee julle egter met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Advent kom van die Latyns adventus, wat letterlik beteken naderkoms. Dit is geanker in die vertroue dat God reeds aarde toe gekom het, dat Jesus reeds hier op aarde geleef het, gesterf het, opgestaan het. Dat die Heilige Gees uitgestort het en aarde toe gekom het. En hier leef ons in 'n misterie. Jesus praat ook so, hy sê die koninkryk is reeds hier, maar die koninkryk is nog aan die kom. Die koninkryk is op pad. In hierdie tyd van Advent dink ons na oor die naderkoms van Christus. Christus wat nader gekom het, maar Christus wat nog steeds hierheen op pad is. Paulus moedig ons aan. Word wakker. Die nag is amper verby. Leef asof jy in die lig, in die dag lewe. In sy woorde is daar 'n uitnodiging. Beklee jou met Jesus Christus. As ons vir mekaar sê, Advent is die tyd van God se naderkoms, sy Adventus, waar presies gebeur dit? Hoe lyk dit wanneer God nader kom? Ek wil jou vra om net vir hierdie oomblik bewus te word van die plek waar jy sit. Die tyd. Hoe laat is dit?
Is dit al donker buite? Is dit nog lig? Is dit oggend? Is dit middag? Hoe voel jou lyf? Sit jy op die bed? Is jy in die sitkamer? Waar presies is jy? En dan vra jy jouself hierdie vraag. Hier waar ek is, hoe lyk God se naderkoms? Thomas Keating skryf, God is a verb. God is always happening, and that happening is the content of the present moment, whatever that may be. En dan maak Keating 'n baie goeie punt. Hy sê, on our part, it means a willingness to live in the present moment without being attached to its content and without giving way to an aversion for it. This is learning the divine way to be human. Keating maak hier 'n ongelooflike goeie opmerking. Hy sê die mens het maar die neiging om een van twee dinge te doen. Of ons word so vasgevang in die oomblik, so rondgeslinger, heen en weer meegesleer, dat ons nie teenwoordig kan wees nie. Hy sê ons kan die oomblik so styf vashou dat ons eintlik die oomblik verloor. In sy woorde, live in the present moment without being attached to its content. Die tweede opmerking wat hy maak is dat ons ook mag geneig is om die oomblik te ontvlug, so te lewe in ons koppe, in ons vrese, in ons angs, in die narratiewe, in ons drome, in ons ambisie, dat ons ook nie die heiligheid van die oomblik kan waardeer nie. Beide Paulus en Keating sê, word wakker, word teenwoordig, word mens. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oomblik wil ons bely dat ons glo in U naderkoms. Ons glo in U Gees wat ons lewens kom vernuwe. Ons glo in die hede. Mag ons hier tuis kom, want U is hier tuis. U is hier besig om met ons te praat. Hier waar ons sit, hier waar ons asemhaal, hier waar ons rus, hier waar ons eet of slaap, of lag of huil. Dis hier waar U Gees nader kom. Here, in hierdie tyd van Advent leer ons om nie die teenwoordigheid, die Here te ontvlug nie. Leer ons ook om dit lig vas te hou. Om te weet, maar dis tog ons lewens is groter as ook net hierdie een oomblik. Mag ons herberg, ons tuiskoms vind in hierdie tyd van Advent. Amen. Dit is die aard van Advent om wakker te word vir die oomblik, om intens teenwoordig te wees, om reeds in die verlossing te lewe, in die lig te lewe, om te vertrou in die God wat nader kom. Advent vra aan ons die vraag, God het mens kom word, kan ons in hierdie tyd ook mens word?